Waar is die krag? Die tweede deel. Nou vanoggend het ons baie gepraat oor spesifieke aspekte van hoekom ons dit nodig het. En dat ons veral in ons die hele kwessie van die krag wat jy nodig het vir 'n heiligmaak. Kry dat goed nergens gesit. Net nog daar. Was die tempel daar? Ja, ja. En dat gelowiges juis krag nodig het om 'n heilige lewe te kan leef. En vir dit en ek neem dit maar op, al is vanaand se woord bietjie kort, en vir dit het 'n mens 'n kragaandoening nodig. En vir baie mense is dit nou nie so groot issue nie, vir baie kerke ook. En ons kan sommer nou sien, soos om ons kyk, vir baie is dit altyd groot issue nie, nee. Maar in die teologiese wêreld word ons baie keer gespot oor die tale storie. In die teologiese wêreld word daar baie keer gesê dat dit moet 'n verstaanbare taal wees. Ons weet daar is, baie keer word die Pinkster charismatiese kerke word die charismaniacs genoem. En dit het wat te doen met tale, maar dit is ook die Pinkster mense se eie skuld ook baie keer, omdat ons nie wys optree oor dit nie. En baie keer doen ons dit bietjie onverskillig. En baie keer is daar ook van ons Pinkster mense wat dink ons is beter as ander omdat ons dit het en ander dit nie. So hoogmoed, geestelike hoogmoed speel ook 'n rol. En dit is hoekom ons baie keer by die probleem sit waarmee ons sit. Maar ons sien in Hebreëse Handelinge, sien ons al daai skrifgedeeltes praat spesifiek nou van waar mense gevul is met die Heilige Gees en in tale gepraat het. Nou miskien het jy hierdie preek nou oor en oor van elke Pinkster, want dit is die gedeeltes in die Bybel daar. En elke keer dan lees ons dieselfde goed, want dit is waaroor dit gaan in Handelinge. Op al die plekke in Handelinge is daar ten minste 3, ek het nou vir meer as 3 gegee, maar waar mense in tale gevul is met die Heilige Gees en dan in tale gepraat het. So die tale storie is verskriklik belangrik. Maar wat nou baie interessant is, en dit is waar ons baie keer bietjie pak kry, ek het Handelinge vanoggend nou gelees, gaan dit nie weer lees nie, is dat hulle sê dit moet verstaanbaar wees, soos in Handelinge 2. Want daar was ander volke wat ook in hulle eie taal gehoor het, ons vanoggend gesê hoe groot God is, nê. En dan sê hulle, maar die res moet ook verstaanbaar wees. Maar as jy gaan kyk na byvoorbeeld Handelinge 10 met Kornelius se storie, is hulle ook gevul en taal gepraat, en daar was nie ander volkere by nie. Dit was nie nodig vir 'n taal dat ander volkere moet verstaan wat daar gesê word nie. So daai taal was heel waarskynlik nie net 'n verstaanbare taal nie. Net so ook in Handelinge 9 nie. Toe hulle daar by Efese gebid het en hulle taal, hulle was 'n groep wat saam was, daar word nie gepraat van ander volkere wat dit moes verstaan nie. So die hele kwessie van dit moet verstaanbaar wees, 'n kat dit ook nie heeltemal nie, nê. So ons kan verseker wees aan die einde van die dag, dat die hoofteken van die doop en offervulling met die Heilige Gees is die spreekende taal. Op ander plekke, soos byvoorbeeld, ek dink op in die gedeelte van Handelinge 8, dis waar Simon gesien het, hoorie maar hy wil ook hierdie gawe hê. Daar was definitief meer as net tale betrokke, want hy wou dit koop met geld. So dit was 'n big deal gewees, né? So dit gaan gepaard met kragwerking, dit gaan gepaard met 'n uiting van jou geestelike, soos wat jou hart oopmaak vir die Here. En dan sal ons 'n paar goedjies wat jy saam met my gaan lees vanaand. En dis die hoofstorie. Kom ons lees eers Johannes 16 vers 7. Johannes 16 vers 7. Miskien weet jy reeds wat daar staan, maar kom ek lees dit vir jou. In Johannes 16 vers 7
kom Jesus en dan sê hy die volgende. Hy sê, en dit is 'n baie duidelike verwysing, laat ek julle egter die waarheid vertel, né? Johannes 16 vers 7. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan, sal die raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Nou dit sê nie dat die Heilige Gees nie gewerk het. Ek weet in die Ou Testament het die Heilige Gees ook gewerk, maar Jesus praat van hierdie spesiale iets rondom die Heilige Gees. Hy sê, maar as ek egter weggaan, sal ek die raadgewer na julle toe stuur. En dan weet ons natuurlik hier, wat sal hierdie raadgewer doen? En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van God se regverdige oordeel, en in die oordeel hier is van sonde, omdat die wêreld my nie my glo nie, van God se regverdige oordeel, omdat ek teruggaan na die Vader toe, en julle my nie meer sien nie, van veroordeling, omdat die regerder van hierdie wêreld reeds veroordeel is. En dan sê hy verder ook, as jy verder gaan lees, dan sê hy, en ook om ons te herinner aan alles wat Jesus geleer het. So baie keer wil ons ook die werking en die vervulling en die koms van die Heilige Gees maak ons baie keer vas, net aan tale. En dis ook nie reg nie. Hy is die parakleet, die raadgewer, die parakleet, ons advokaat. En hy kom juis om mense te oortuig en juis te herinner aangaande Jesus. So baie keer sit ons te veel goed ook baie keer aan die loping van die Heilige Gees, en baie keer dan is dit ook daar waar ons baie keer 'n fout maak, want dit is dit alles ook. En die tale was maar net die simptoom gewees van die uitwerking van die Gees vir hulle. En op daai stadium wou die Gees gehad het, ander volke moet dit ook verstaan. So ons moet altyd hoe die Here werk. Daar's nie 'n meganiese ding, die Here moet nou dit so of so doen, en as ek in 'n taal praat, hoe dit gebeur, en as jy weet, daai goeders moet ons, dit gaan oor 'n verhouding met die Here, dit is nie spesifieke formules en goed, dis eintlik maar al wat ek probeer sê, so nee. Wanneer in 1 vers 8 hoef ons nie te lees, julle ken dit, maar wanneer die Heilige Gees sal oor julle kom, en ons het vanoggend gesê, hier is die Heilige Gees in, vir wedergeboorte, ons gepraat van ons geregtigheid, toe beweeg ons na heiligmaking toe, vir heiligmaking kom hy oor ons, sodat ons beter getuies kan wees, en dan natuurlik ons verheerliking eendag, want ons word meer en meer soos Jesus. Maar dit was alles deel van vanoggend se woord gewees. Dan is dit natuurlik ook Handelinge, Johannes 17, vers 20 tot 23, en dit ken ons ook, dis die gebed van Jesus, nê? En hoor wat bid Jesus? Hy bid iets besonders hier, nê? Hy sê, vers 20, as hy bid, ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat op grond van hulle boodskap nog in my sal glo. Ek bid dat almal een mag wees, net soos u Vader in 'n hegte verhouding met my en ek met u is, dat hulle ook in 'n hegte verhouding met ons mag leef, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat u aan my gegee het, ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Dit beteken dat ek in 'n hegte verhouding met hulle en u met my moet leef, sodat hulle ten volle een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en dat u hulle liefhet, net soos u my liefhet. So die hele kwessie van wat Jesus bid, hy bid vir 'n besondere eenheid, 'n besondere noue verbintenis. En ons weet dit is wat die Heilige Gees kom doen. Ek bedoel, hoekom is hy 'n raadgewer, die een wat by my inhaak, die een wat saam, die een wat oor my is, die een wat my help om 'n beter getuie te wees. Dis juis hierdie verhouding wat ek ontdek het met Jesus, wat my nou op hierdie pad van heiligmaking nog sterker maak en my verhouding met hom nog 'n groter realiteit maak. So dit is alles goed vir die Gees werk. Veral as hy alles herinner aangaande Jesus, nê. Ons lees dit en ek gaan nie die hele Johannes 15 vir jou lees nie. Dit ken jy baie goed, die wynstok en die loot, en dan sê hy, weet my bly sal vrug dra. En dan Paulus noem dit eintlik 'n mooi ding ook in Romeine 11 as hy praat van die makolyf en die wille olyf. En sê ons is die wille takke wat geënt word in die makolyf. En dan praat hy daar van die sap.
dan praat hy van hierdie sap, en dit is eintlik die werking van die Heilige Gees van die boom, wat jy nou kan beleef, nê. So dit is weer eens, die Here wil hê, ons moet hierdie noue verbintenis met hom hê. Hoe doen hy dit? Hy doen dit met die werking van die Heilige Gees. Hoe gaan jy weet God werk, as die Gees nie werk? Hoe gaan jy kan herinner word aan iets wat Jesus gesê het, as hy, ek meen trouwens Paulus kom, hy sê, ons kan nie eers sê, Jesus is die Here, sonder die Heilige Gees. So hy soek daai ding, en weet jy wat, ons sit nou hier so, en ek ken die meeste van julle nou hier, nee. En ek weet jy stap die pad, en julle ken my ook. En ek dink met Pinkster, elke jaar met Pinkster, en nie net met Pinkster, maar ek dink almal van ons, het 'n verlange, dan nog 'n dieper verhouding met die Here. Nie een van ons wat hier sit, kan sê, weet jy wat, ek het gearrive. Nie een van ons. Ons weet, Jesus het klaar alles vir ons bewerk. Alles is in plek, en daar kan ons niks sit. Hy het gesê, dit is volbring. Hy sê, dit is alles in plek. Ons hoef nie eens, ons ontvang dit. Maar hy wil ook hê, ons moet dit nou gaan uitleef. Kry ons dit altyd reg? Nee. As jy sê, jy kry dit altyd reg, dan praat jy nie die waarheid. Dis hoekom die krag van die Gees so groot verskil maak. En dis hoekom ons vir hom kan vra. Lukas 11 vers 13. Kom ons gaan kyk daar, Lukas 11 vers 13. Dis gedeeltes wat ons baie keer gebruik as ons bid vir mense om gedoop te word met die Heilige Gees. Maar hy sê daar vers 13, as julle sondige mense, julle ken die storie, as jou kind 'n brood vra, gee hom die klip nie ensovoorts, nê. Dan sê vers 13, as julle sondige mense dan weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader vir julle gee as julle dit vir hom vra. Ek nou reg gelees. Wat sou dit wat ek gelees het? Sê weer? Vra vir vir die Heilige Gees. Met ander woorde, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee? En as jy dit vir hom vra, gaan hy nie vir hom 'n gees gee. Want jy kry op partykeer mense wat nou bang is as hy in 'n taal praat, dan is hy dalk wel besig om die Here te vloek of so iets. Ek was een keer by 'n oom wat in die ouer huis, hy's dood, en ek kom daar, die kom lê daar, het hom toegemaak met 'n kombersie, en die tannie lê op die bed en sy sing in tale. En die seun kom na my, hy sê asseblief vir my ma, sy moet ophou, want sy weet nie of sy dalk die Here vloek. Ek sê, luister ou, daar's nie eers 'n halwe manier dat sy hom kan vloek nie. Jy kom so agter, daai tannie is net 'n ontmoeting. Die oom is nou nie. Jy tel iets op van mense wat in tale praat, nê. Partykeer wat net anders is. Dis dit wat jy moet. En weet jy wat, al praat jy in 'n taal, wil ek vir jou vra vandag, nê. Vra vir die Here vir nog een. Ek weet dit word nou opgeneem teologies. Dis al nie skrif wat sê jy moet meer as een taal praat nie. Maar praat met 'n sendeling die week wat verby is. Hy werk hier op in Afrika. En die gedeelte waar hy werk is verskriklik vyandig, baie oordokters en goed. Hy sê as jy daar kom, dan voel jy sommer in die gees iets is lekker hier. Hy sê maar die interessante ding, oral waar hy kom in daai gebied, op elke ander plek wat hy kom praat hy in 'n ander taal. Jy weet, ons moet dit nooit geringskat nie. Jy weet, baie keer is mense raak oor die jare skepties. Jy weet, as jy nou Pinkster na Pinkster nou kerk toe kom, en jy kry nou nie jou taal nie, en dan later as dit Pinkster is, dan bly jy eerder weg. Want jy weet, jy voel nou so amper soos 'n second hand, as jy dit nie ontvang, nee. En ek weet, daar's nie dalk vanaf baie mense hier wat nie tale praat. Maar ek weet selfs jy wat 'n taal het, jy skep ons dit af. Dit is so maklik om dit te doen nie. So dat jy sal net dit kry. Johannes 7 vers 37 tot en met 39 sê. Man, ek hou van hierdie gedeelte. Dit is die gedeelte wat absoluut wat ek beleef die meeste verskil maak baie keer. Dat Johannes ek is nou Lukas, ek wil net sê nou dat hy verdwyn my by. Hoor wat sê Johannes 7.
vers 37 sê, op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as jy dors is, kom na my toe en drink. Die een wat in my glo, maar hoor mooi wat sê die gedeelte, hy sê, soos die skrif sê. Dis nie sommer hierdie random geloof wat jy nou glo, jy nou moet dit so en so, soos wat die skrif leer. Hy sê, riviere lewende water sal uit sy binneste vloei, dan sal party mense vir jou sê, sal, hoor wat sê vers 39, en dit het Jesus gesê oor die Gees, wat die mense wat in hom glo, sou ontvang. Nou wat verwys hy? Hy verwys na die uitstorting van die Heilige Gees. Want die Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So hy moes eers sterf en die prys betaal, en dan sal die mense dit ontvang. Dis 'n gedeelte hierdie wat my verskriklik opgewonde maak. Julle onthou wat ek vanoggend gesê het, as God gepraat het in die Ou Testament, was dit in 'n stille, rustige windstilte. Nie in die aardbewing nie in die vuur nie, maar in 'n stil wyntjie het hy met hulle gepraat. Toe die Heilige Gees uitgestort word, toe ruk die plek en is 'n stormwind. Want ek like dit om 'n Pinksterpastoor te wees, want ek kan bietjie raas ook. Dis nie meer net 'n ou stille wyntjie nie. Dis 'n stormwind. Ek het eendag hier voor in die kerk gestaan, het was met 'n Pinksterdiens en ek het 'n paar tale gepraat en na die tyd 'n vroue daar agter gesit. Toe kom sy na my toe, toe sê sy beleef hoe die Here haar bevry van ek weet nie wat nie. Een of ander iets. Tydjie loop ek in die kerk en dan praat ek rustig met die Here, tydjie bid ek in tale en dan op baie kere dan bid ek kliphard in tale dat my ore bewe. En dan beleef ek iets in die geestesreg. Dis nie spookie goed hierdie. Dis realiteite. Ek wil vir jou sê, maak absoluut, hou dit vas. Markus 16 vers 17 het Jesus gesê, hoef ek nie te lees nie, maar hy het gesê, hy sal in ander tale spreek. Ek dink in elk geval, ek dink in Safanja ergens, praat ek ook van hoe ander tale, hoe die Here ander tale sal gebruik. En daai ander tale was nie net die Assiriërs wat hulle sou inval nie. Hy praat, daar word al reeds iets gesien van iets met 'n taal kom. Ek weet ons kan al gesien het hier's ergens iets besig om te gebeur, want wat het gebeur by die toring van Babel? Hoe die Here daai kragtige werk om te maak dat hulle moet versprei, en wat het hy gebruik? Hy het gedoen met taal. Wat doen hy in die Nuwe Testament? Jakobus 3 sê, jy kan nie die tong tem nie, it's untamable. Hy sê, hierdie tong steek jou hele lewe aan, kan jou hele lewe aan die brand steek, nie? Hy vat nou juist die tong, en dan vat hy beheer oor dit. So jy sien iets van 'n taal, en ek hou daarvan as die Here praat in die Bybel van volke, nasies en tale. Maar dit gaan nie net oor 'n kleur, of dit gaan veral. En dan kom ons by 1 Korintiërs 14, dit gaan ons net nou lees. Judas 20 praat van ons moet bid in die Gees, of die krag van die Gees. Efesiërs 6:18 praat ook van bid in die Gees, die krag van die Gees. Alles deel van tale. Kom ons gaan lees nou 1 Korintiërs 14. En ek wil jou bemoedig, jy wat hier is of vanavond. 1 Korintiërs 14 kom Paulus in verduidelik dit. Dit is die gedeelte wat ek wens uit my hele hart uit, dat die ouens wat dit so 'n pause, net 1 Korintiërs 14 sal lees. En hy sê daar, lê julle toe op die liefde, bly egter ook entoesiasties oor die gawes van die Gees, veral oor die gawe om te profeteer. En dit is seker so, Paulus fokus op die gawe om te profeteer, en in die konteks hier, of om God se woord te verkondig, die konteks hier gaan oor die stig van die gemeente. Hou dit in jou agterkop. Want dit is waaroor dit eintlik gegaan het, want wat het hierdie Korintiërs gedoen? Hulle het in tale gepraat, geprofeteer, dit was 'n heilige chaos gewees. Dan kom hy en sê, nee, dit moet nie so wees nie. God is 'n God van orde, dit moet ook in orde gebeur, sodat almal gestig kan word, nie net 'n paar ouetjies nie. So, sien dit in daai konteks, nee.
Dan gaan hy verder, as jy in 'n taal praat, rig jy jou nie tot mense nie, maar tot God, want mense sal jou nie verstaan nie. Deur die werking van die Gees praat jy immers diep in onbegryplike dinge. En hierdie is 'n vers wat duidelik sê, dit hoef nie 'n verstaanbare taal te wees, wat ander volke praat nie. Hierdie is net God verstaan dit, maar as jy profeteer, bou jy woorde mense op en bemoedig en vertroos hulle. Iemand wat in 'n taal praat, word self geestelik opgebou, maar die persoon wat profeteer, bou die gemeente op. So die fokus is hier om die gemeente op te bou, maar hy praat ook spesifiek van die taal wat net God verstaan, en as jy in daai taal praat, dan stig jy jouself. So kan jy die hele relasie gaan volg nou in die res van, op 'n plek kom daar, dan sê hy dit is jou gees wat met jou verstand werk, is onbetrokke. So obviously kan dit nie verstaanbaar wees nie, want ek weet as jou verstand nie betrokke is nie, hoe gaan daai ou weet wat sê jy? Okay, so dit is mens met die konteks van 1 Korintiërs verstaan, wat ek wil fokus vanaand, en ons kan die hele gedeelte lees. Hy sê wel hier op 'n plek, sê hy dat nie almal praat in tale nie. Hy sê, ek dink dit is hier vers hier aan die einde, dan sê hy daar spesifiek, nie almal praat in tale nie, maar daar verwys hy spesifiek, en dit is wat almal baie keer gebruik, om te sê, ja, maar dit is nie nodig, dit is nie regtig vir almal. En dan sê hy daar, dan sê hy spesifiek daar, en dit word spesifiek verwys daarna, dat dit die spreek in 'n taal is, en dan sal daar uitleg. En dan dien dit soos 'n profesie. Hy sê nie almal het dit nie. Nie almal het dit nie. So jy moet die gawe en die persoonlike taal moet jy onderskei. Jy kan dit baie duidelik onderskei in 1 Korintiërs 14. Gaan lees dit maar net weer. Dis hoekom vir ons in ons konteks vanaand hier is my gebed dat die Here vir jou eie persoonlike aanbiddingstaal sal gee. 'n Taal wat net hy verstaan. Maar ook iets wat jou self onthou. Ek het al baie keer agtergekom as ek so taal praat, hoe dit my fisies bekragtig. Fisies. Hoe ek baie keer as ek so 'n taal praat, die entoesiasme wat dit lig, ons gaan dit net jou sien as ek afsluit. Die entoesiasme partykeer in my gees en hoe dit my oplig. So ek weet, as ek in 'n taal praat, is dit nie gibberish of brabbeltaal of en daar selfs mense wat vandag praat en sê nee, dit is demonies. Hy praat van is demonies. Nou daar's nie 'n manier nie. Jy sal weet as dit demonies is. En ja, dit gebeur in ander godsdienste, is daar ook tale spraak, het julle dit geweet? Daar is ook iets soos 'n valse Heilige Gees, het jy dit geweet? En hierdie goed gebeur ook in ander op ander godsdienstige groepe. Kan dit ook gebeur? As baie keer sê ons ja, maar dit onderskei ons van almal. Nee, dit is nie so nie. Daar is van hierdie groepe wat dit doen, maar dan is dit demonies. Dis nie, dan is dit nie van die Heilige Gees af nie. So hierdie goed bestaan wel ook onder ander mense. Dit is hier waar mense partykeer as jy sê dit is net dit en dis net vir die kerk. Deur die Heilige Gees ja, net vir die kerk. Maar dit gaan baie wyer as dit. Hoekom sal dit tale wees? Hoekom? Ek weet, ons moet net bietjie dink daaroor. Dit is hoekom die vyand kan ons nou niks self doen nie. Hy sal altyd 'n namaaksel. Daar is 'n ander groeperinge godsdienste ook 'n tipe van 'n gees, maar dis nie die Heilige Gees. Hy kan net iets namaak, hy kan niks skep. So ons moet dit weet. Maar dan dank ons die Here vir dit wat ons wel het en dit wat hy wel vir ons gee. Miskien moet ek lees net gou daar. In vers 36. Ek dink hier vers 17 rond, hoe sê Paulus ook, hy praat meer in tale as hulle almal, sy skiet dit nie af nie, nê. Dan sê hy, dink julle regtig dat die ware insig aangaande God se woord
sy oorsprong by julle het, of dat dit net by julle uitgekom het, dan maak julle groot fout. As jy daarop aanspraak maak dat jy 'n profeet is, of dat jy geestelike mens is, behoort jy te erken dat wat ek skryf 'n opdrag van die Here is. Maar as jy dit ontken, sal die Here jou nie erken nie. Dis my broers en susters, wees entoesiasties. Hy sê en profeteer, om te profeteer, en moenie die spreek in tale teëgaan nie, maar laat alles in goeie styl en orde plaas. So, hier kom ons by die laaste deel, en dan gaan ons, ek wil nou so 'n bietjie staan daar, maar, in die eerste plek, ek sien ek het nou sommer daar, oor is 2, Handelinge 2, 'n verstaanbare taal, Handelinge 2, daaroor het ons nou baie gepraat. En dan 'n onverstaanbare taal, 1 Korintiërs 14, waar ons nou gesê, net die Vader weet wat jy sê, né? En dis een wat jou verkoop. Dan kry ons ook as 'n geestelike gawe, dis waarvan 1 Korintiërs 14 praat, iemand praat in 'n taal, daar's 'n uitleg en dit werk as 'n profesie, en almal word gestig, nommer 2 is word jy gestig. Dis die een waarop ons wil fokus vanaand. En dan natuurlik, as 'n geestelike gawe, en dan ook natuurlik as hulp. Romeine 8 vers 26 sê, baie keer weet ons nie wat ons moet doen, maar die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigting. En ek glo, dis daai deel. Baie keer dan wil iemand hê ek moet vir hulle bid, en jy weet nie altyd wat om te bid nie, maar ek het agtergekom, as 'n mens in jou taal bid, dan is dit asof die Here vir jou sekere dinge oopmaak. Ek het al vir mense goed gebid nadat ek in my taal gepraat het. En na die tyd sal die persoon vir my sê, maar hoe het jy geweet dat dit is wat ek nodig het, of hoe het jy dit geleer? Dan partykeer kan ek nie onthou wat ek gebid het. Maar as mens spesiale insig nodig het, dan kan jy ook natuurlik in 'n taal praat en Here maak vir jou dit dan spesifiek oop. So my gebed nou, dit wat ons nou gaan doen, is, as ons hierdie volgende 3 liedjies gaan sing, dat ons net so 'n bietjie sal oorgee. Ek gaan 'n gebed doen voor die tyd. En dan gaan ek vra dat die Here elkeen van ons opnuut sal vul. Opnuut sal vul. Opnuut. Jy weet, ek het al gehoor mense praat in tale, maar as dit net 3 woorde aan mekaar oor en oor, niks meer is dit nie, niks minder, net so, dit bly net daar. Vra vir die Here vir meer. Vra vir hom vir meer. Elke keer as jy dit vra, kan jy vra, Here, gee my meer, maak dit vir my dieper. En onthou, as dit 'n taal, is nie 'n ding wat, dit hoef nie te klink soos 'n taal. Dit onthou, en ek dink is net die nuwe vertaling wat dit doen. Hy praat nie net van 'n taal nie, hy praat van klanke ook. Hy praat van tale en klanke. Want baie keer kom mense nou, en dan vat hulle dit nou, en dan probeer hulle dit ontleed. Dan sê hulle, nee, maar dit klink net soos konsonante, daar's geen vokale. So dit kan nie 'n taal wees. Dis ook nie waar nie, want hy praat van tale en klanke. Dis ook nie, 'n ou praat in 'n taal, en die uitleg kom, en die uitleg is dalk langer as die taal, en sê, nee, dit kan nie wees nie, daar's soveel sinnetjies gesê, dit is nie 'n direkte vertaling. Dit is eenvoudige uitleg, so dit hoef nie dieselfde lengte te wees. Daar sal selfs ook toetse gedoen waar hulle agtergekom het, mense wat in tale praat, 'n ander deel van die brein is geaktiveer. Want die skrif sê mos, die verstand is nie betrokke nie, maar obvious is daar seker goed nie deur jou verstand gaan jy dit nie weet nie, maar dit is nie die normale deel van die verstand wat redeneer nie, dis iets anders. Dis bonatuurlik, dis geestelik. Die ander ding en die laaste ding is, jy kan nie iemand se taal leer nie. Ek het eendag 'n oom gekry wat sê, nee, maar hy kom nie meer AGS toe nie, of nog geen Pinksterkerk nie, want hy was in 'n diens gewees, waar die pastoor na die tyd gesê het, hulle moet bidkamer toe gaan, sodat hy hulle kan leer om in 'n taal te praat. Ek dink hy het dit net verkeerd verstaan. Maar jy kan ook nie, as ek in 'n taal praat, my woorde, jy kan nie iemand se woorde leer nie.
So jy hoef nie bekommerd te wees as dit 'n taal, 'n klank, wat dit ook al is, uiter dit net. Miskien is daar van ons vanaand die wat dalk 'n nuwe taal kry. Dis nie beperk, daar is nie net een nie. Soos wat mens vrymoedigheid het. So moenie skepties wees nie. Ek het ook agtergekom hoe ouer mense raak, hoe moeiliker is dit vir hulle om dit te kry. Want dan jy so skepties oor alles en al die goed wat jy al gehoor het. So ek wil vir jou vra vanaand, vat alle skeptisiteit, dis al so 'n woord, bietjie eenkant toe. Sit dit eenkant en sê, Here, ek is vanaand hier. Weet, ek het ook al gesien baie keer met klein groepe, doen die Here partykeer iets anders. So mag dit ons wees vanaand, wat iets net eenvoudig wonderbaarliks beleef. En as die Here vir jou iets gee, spesiaal, spesifiek, bid vrymoediglik in daai taal, en loof en prys hom, nie bang wees. Ons gaan nie eenvoudig vir hom vra, Here, kom vul U my, kom vul U my, met U Gees opnuut. Kom ons bid. Here, dankie, dankie, dankie vir die uitstorting van die Heilige Gees. Dankie vir U Gees wat oor ons kom. En ek wil bid vanaand vir my boeties en sissies hier saam met my en myself. Here, om 'n nuwe vars verwagting te kry. Here, ons wil U nie net op 'n gewone manier dien en dit net maak nie. Ons wil U bonatuurlik beleef. Help ons ook, Here. Here, as ons nou gaan sing, vol van lof, vol van krag, as ons sing van die fontein in ons, Here, as ons sing van Heilige Gees, kom waai oor ons, as ons sing van die lewende water, kom maak ons vol, Here, op 'n wonderlike manier. Terwyl ons oë gesluit is, wil ek vir jou vra. Bid net en sê, Here Jesus, want hy is die doper met die Heilige Gees, kom maak my opnuut vol met die Gees. Dan sê Here, ek ontvang dit. Ek ontvang dit. En soos wat ons sing en bid, gee net eenvoudig oor, soos wat die Gees dit ook vir jou doen. Dankie daarvoor, Here. Ons loof en prys. Dankie, Jeanette.